Goeiemiddag graad 10. Ek wil graag vandag vir julle 'n video maak oor die elektrostatika, die laaste deel wat ons die berekeninge by doen. Nou net om weer jouself te oriënteer, jou eksamenriglyne, lyk so iets. Ek noem vir julle, daar's twee soorte ladings. Alle materiaal bevat positiewe ladings en daar's negatiewe ladings. As hy eweveel elektrone en protone het, dan is hy neutraal. En ons praat nooit van protone wat beweeg nie. Dis altyd of 'n elektron tekort of dis 'n oormaat, elektron oormaat. Dan moet jy kan noem dat jy voorwerpe kan laai deur kontak of dan nou net deur polarisasie. So hier verduidelik hulle vir jou wat gebeur as twee voorwerpe teen mekaar geskuur word of gevry word en die een of beide 'n verandering in lading kan ondergaan. Maar ons is nou by die behoud van lading, waar ek vir jou 'n scenario gee en vir jou sê, as die twee raak, wat gaan die nuwe lading wees op elkeen van die voorwerpe? En ons sal nou kyk na 'n paar prentjies wat vir jou sal sê, min of meer hoe gaan al die scenario's lyk. Maar hier is die een formule waar ons kyk hoeveel is die lading na die tyd. Ek kan selfs uitwerk wat was die lading voor die tyd, as ek die lading na die tyd het. Ek sal so som doen. Maar ons wil ook weet, as my lading nou 5 coulomb is, hoeveel elektrone is daarop? En daarvoor het ons die beginsel van lading kwantifisering, waar ons hierdie formule het, en dit gaan oor die lading Q, en ek het dit mooi hier vir jou gesê, is die aantal elektrone, en dit is altyd 'n heel getal. Jy kry nie halwe elektrone nie. En dan elke elektron se lading is hierdie baie klein, nê? Dink 'n bietjie, hoeveel nulle het jy hier na die komma? Minus 19, soos rarig klein. Maar dit is vir elke elektron. So dis die twee sommetjies wat ons wil oefen in hierdie video. En daarvoor gaan ek in jou handboek na bladsy 103 en dis voorbeeld of vraag nommer 37 wat die gaatjie ons by beet gekry het. So jy kan blaai na bladsy 103, bladsy 103 nommer 37. En as jy op enige stadium gedurende die video voel jy raak 'n bietjie agter, né? Dan kan jy pause en eers self probeer, onthou dit. Maar hier het hulle 'n voorbeeld van 'n staander en dan het hulle twee toutjies met twee sfere aan. Hulle noem dit 'n vleerpitballetjie. En hierdie balletjies het onderskeidelik 'n plus 10 nanocoulomb en 'n plus 4 nanocoulomb. Nou kan ons net gou eers vir mekaar sê, jy kry coulomb wat net 1 is. Ek gaan hom skryf as 10 tot die mag 0. Jy weet 10 tot die mag 0, enigiets tot die mag 0 is 1. So hierdie is 1 coulomb. As ek hom 'n bietjie kleiner vat en ek praat van 'n millicoulomb, dan sal dit wees 10 tot die mag minus 3 coulomb. Volgende het ons microcoulomb. Microcoulomb is 10 tot die mag min 6. So hierdie is nou al rarig klein, dis 'n miljoenste. Daar is 'n duisendste, hierdie is 'n miljoenste. Dan het ons nanocoulomb, waarmee ons gewoonlik werk met hierdie ladings, wat ons op ballonne en lineale en almal laai. En dan die laaste een waarmee ons min werk, is picocoulomb. En dis tot die mag min 12. So as ons vir jou 'n vraag stel, enige van hierdie gee, sê nou maar 6 microcoulomb, dan as jy jou sommetjie doen, vervang jy in 1 maal 10 tot die mag min 6.
jy sal nou sien as ons die voorbeelde ook doen. So hier is ons voorbeeld. Hulle het die 2 balletjies en as ek die 2 balletjies sommer hier oorteken, dan is die een plus 10 nanocoulomb en die ander een is plus 4 nanocoulomb. Wat beteken ek kan dit ook skryf 10 maal met 10 tot die mag min 9. Want dis 10, maar dis nie coulomb nie, dis nano maal met 10 tot die mag min 9. Hierdie een sal wees 4 maal 10 tot die mag min 9. En dis dan nou coulomb. So hier is die een sfeer of balletjie en daar is die ander balletjie met hulle ladings. Die eerste vraag wat ek vir jou sou wou vra is, wat gebeur indien hierdie 2 naby aan mekaar gebring word? 'n plus 10 en 'n plus 4, hulle gaan mekaar afstoot. So daar's 'n afstotingskrag, afstoting, omdat gelyksoortige ladings gaan mekaar afstoot. Baie belangrike woorde daai. As hulle net naby aan mekaar gebring word, dan is daar afstotingskrag. Maar wat ons nou baie keer doen, is ons laat hulle raak. En die oomblik as hulle raak, dan verdeel die lading eweredig. En dit is wanneer ons dan hierdie formule gebruik van die nuwe lading op elkeen van die ballon balletjies gaan wees Q1 plus Q2 gedeel deur 2. En dis sommer 'n maklike formuletjie want as jy wil uitwerk wat's die gemiddeld tussen jou en jou maatjie se punte, dan tel jy dit bymekaar en jy deel deur 2, né? Ons doen dit nogal baie in die alledaagse lewe. So as ek hierdie ene vat, dan is daar nou 2 opsies. Ek kan sommer net sê 10 nanocoulomb plus 4 nanocoulomb gedeel deur 2, 14 gedeel deur 2, 7 nanocoulomb. As jy egter bang is jy gaan vergeet, dan kan jy hierdie som ook net eers herlei en in plaas daarvan om dit te sê jy wel, ek weet dis 10 tot die mag 10 maal 10 tot die mag min 9 en 4 maal 10 tot die mag min 9. En dit moet ek deel deur 2. Want nou gaan jy 'n antwoord kry in coulomb en nie 'n nanocoulomb nie. As jy daai sommetjie wil uitwerk, bietjie moeiliker sommer uit jou kop uit, dan gaan jy op jou sakrekenaar en jy sê 10, ek wonder of ek die hele ouetjie op een slag op die prentjie kan kry, daar sy. So sit hom aan, ek druk die 10 hier onder en dan direk daarna die 10 tot die mag x. En dan sit ek minus 9 in, plus die 4 maal met tot die mag min 9. En dit gee dan vir my daai antwoord gedeel deur 2 en dit is 0,007. Maar omdat ons werk in wetenskaplike notasie, is dit dalk makliker vir my om gou my selfoon te stel. Shift mode, vat hom na 7 toe. Ek gaan vir hom sommer sê 4 desimale plekke. Maak 'n breuk. Nou is dit baie skerp. 10 maal 10 tot die mag min 9 plus 4 maal 10 tot die mag min 9 en onder gaan ons deel met 2. En hier kry ek nou my antwoord 7,00 maal 10 tot die mag min 9. En dit is dan nou coulomb. So hier is my een antwoord. Al 2 is perfek reg. Jy gaan 3 punte kry vir daai som en as jy begin met jou formule aan hierdie kant 1, 2 gedeel deur 2, sal jy 3 punte kry vir hierdie antwoord ook. Ek gaan nou vir julle wys waar is dit ononderhandelbaar. Maar in hierdie geval kan enige van hierdie 2 reg wees.
Nou kan ek vir jou sê, bereken nou vir my, wat, derde punt, hoeveel lading, hoeveel elektrone, bereken vir my hoeveel elektrone is daar wanneer jy 'n lading het van 7 nanocoulomb. Nou jy weet dat as ek 'n balletjie of 'n sfeer het, dan het hy gewoonlik, as hy neutraal is, eweveel protone en elektrone. As hy 'n lading het van -7 nanocoulomb, dan beteken dit hy het nie meer eweveel nie, hy het nou, dis +7, so hy het nou 7 nanocoulomb minder elektrone as wat hy sou moes gehad het. As hy meer elektrone het, sou hy negatief wees, maar nou omdat hy positief is, het hy 'n tekort. So, kom ons sê, bereken die tekort aan elektrone. En nou, omdat jy wil gaan van lading na elektrone, gaan ons die kwantifisering formule moet gebruik wat so lyk. Q is gelyk aan die hoeveelheid elektrone wat ons het, maal met hulle lading. As ek 7 nanocoulomb het, gaan ek dit daar insit, maar kom ek wys gou vir jou, die lading van 'n elektron is, daar soos hy, is 1,6, ek gaan dit sommer hier op my bladsy skryf, 1,6 maal 10 tot die mag min 19 coulomb. En omdat hy in coulomb is, kan jy nie hier 'n nanocoulomb waarde in vervang nie. Daarom gaan ons hierdie, so jy kan net hierdie vat, maar onthou om te sê, dis 10 tot die mag min 9. So daar's die lading wat ek op die hele balletjie het. Ek wil weet, wat is die tekort aan elektrone? Dit is hoeveel een elektron se lading is. En nou gaan dit 'n deelsommetjie wees, né? Hierdie twee maal met mekaar, so as ek hom wegvat, dan moet hy hierdie kant gaan deel. So ek vat weer my sakrekenaar, 'n breek, ek sit in 7 maal 10 tot die mag min 9. Ek deel dit deur 1.6 maal 10 tot die mag minus 19. En daar is my hoeveelheid 375 maal 10 tot die mag 10 elektrone. Hierdie is 'n heel getal. Dit lyk nie nou so nie, want daar's 'n komma, maar onthou dat dit 10 tot die mag 10 is, wat beteken, jy kan nou 'n klomp nulle hier agterby sit, en dan gaan dit 'n redelike groot heel getal aantal elektrone wees. So dit is die basiese voorbeeld van hierso raak die twee balletjies, hulle lading word geneutraliseer, albei kry nie neutraliseer nie, word eweredig versprei. Die nuwe lading is nou +7, waar hulle voorheen +10 en +4 was. Dis die lading van die nuwes. En as ek wil weet hoeveel elektrone is daar in 7 maal 10 tot die mag min 9 coulomb, dan gebruik ek hierdie formule, ek vervang die lading in wat ek het, ek hou die n daar, die n is die aantal elektrone, en ek vervang die konstante in wat jy op jou inligtingsblad sal kry. En daar's my aantal elektrone. As ons vinnig kyk na watter vrae het die handboek gevra, hulle gee vir jou daai, die balletjies word nou in kontak gebring en dan word hulle weer geskei. Watter balletjie sal die elektrone verloor? So jy het een balletjie met +10 nanocoulomb. Jy het die ander een met +4 nanocoulomb. Wat se een het die minste elektrone? Hierdie ene is +10. Hy het regtig baie min elektrone. Hierdie ene het net min elektrone.
Maar hy het nog meer as hierdie ene, wat beteken, daar gaan elektrone van die plus 4 na die plus 10 toe gaan. En dan as hy van sy elektrone vir hierdie ene gee, dan het ons mos nou gesien, die gemiddelde lading op elkeen gaan dan plus 7 wees. So, die balletjie met die plus 4 nanocoulomb lading, gee van sy elektrone vir die plus 10. Watter krag sal die balletjies op mekaar uitoefen, nadat hulle geskei is? So as ek nou hier een balletjie het met 'n plus 7 nanocoulomb en 'n balletjie met 'n plus 7 nanocoulomb, wat se krag gaan tussen hierdie twee wees? 'n aantrekkingskrag of 'n afstotingskrag? Antwoord is afstoting. Want hulle is nee, dit moes 'n O gewees het, afstotingskrag, ekskuus. Hierdie twee is nog steeds gelyksoortige terme. Gelyksoortige ladings, en daarom stoot hulle mekaar af. Bereken die netto lading op die stelsel, as ek 'n plus 10 en 'n plus 4 het, plus 10, plus 4, gee vir my plus 14 nanocoulomb, dis my netto lading. So as ek kyk na al twee balletjies, dan is dit my netto. Bereken die nuwe lading op elke balletjie, sal ek my formule gebruik, Q1 plus Q2, en dis plus 10, plus 4, gedeel deur 2, en dit gee vir ons plus 7 nanocoulomb. Watter beginsel het jy gebruik om hierdie som uit te werk? En dit was die behoud van lading. So die lading voor die tyd, alhoewel dit verskillend was, gaan dieselfde wees as die lading na die tyd, want nou het ek 2 7's. Daar het ek 'n 10 en 'n 4 gehad, na die tyd het ek 'n 7 en 'n 7. Al twee gee vir my 14. So hierdie is die behoud. En dan vra hulle, bereken die grootte van die lading, wat van die een balletjie na die ander balletjie oorgedra is. So, die een balletjie het 'n lading gehad van plus 10. En hy het, die ander balletjie het plus 4 gehad. Hy het van sy lading oorgedra na die plus 10 toe. En toe word al twee plus 7. Plus 7 hierdie kant, en plus 7 daai kant. Bereken die grootte van die lading wat van die een balletjie na die ander een oorgedra word. So, ons kan hom van al twee kante afkyk. Plus 4 het plus 7 geword, so hy het 3 nanocoulomb lading bygekry. Ek het nou omgekyk na my kat. 3 nanocoulomb bygekry. Waar hierdie een het ook 3 nanocoulomb van daar af tot hier. Hy 3, negatief 3 het hy bygekry. Hierdie een het plus 3, want hy het 3 nanocoulomb lading weggegee, 'n klomp elektrone weggegee. So die grootte, as hulle praat van grootte, dan hoef ek nie tekens by te sit nie. Maak nie saak van watse kant af jy hierdie vat nie. Die antwoord gaan 3 wees. Nou wil hulle weet, bereken die getal elektrone, die aantal elektrone, wat van die een balletjie na die ander ene oorgedra is. So as ek wil weet, wat was die aantal elektrone, dan weet ek moet Q is gelyk aan N maal klein q. Die aantal elektrone maal elkeen se lading. Hulle wil weet hoeveel elektrone is van die een balletjie na die ander een oorgedra. So ek kan nou nie die 7 gebruik, of die 4 of die 10 nie. Ek moet hierdie waarde gebruik. Hierdie 4 nanocoulomb het van sy elektrone weggegee. Die 10 het 3 nanocoulomb bygekry. So hierso gaan ek 3 insit. Ek wil die aantal weet. Ek weet dat die lading van elke elektron is 1,6 maal 10 tot die mag 19. As ek daai wil uitwerk, dan,
Ek het hier sommer nanocoulomb in vervang. So daai enetjie moet 'n 10 tot die mag min 9, nee, ons werk met nanocoulomb. 3 nanocoulomb. Nou vat ek my sakrekenaar, ek sê vir hom, ek wil 'n deelsommetjie doen. Die 3 maal 10 tot die mag min 9 was daar, hierdie 2 maal, so ek bring hom onder toe, gedeel deur 1.6 maal 10 tot die mag min 19. So die een is min 9, die ander een is min 19, 'n 3 en 'n 1.6, ja, en nou kry ek 1,875 maal 10 tot die mag 10 elektrone. Dit is die hoeveelheid elektrone wat oorgedra is. In die sommetjie wat ek net nou gedoen het, het ek uitgewerk hoeveel elektrone is daar in 7 nanocoulomb. Dit was my eie vraagie. As jy 'n lading het van 7 nanocoulomb, hoeveel tekort is daar aan elektrone? Hierdie vraagie was, bereken die aantal elektrone wat ons oorgedra het van enige van hierdie kant af, né? Wel, die elektrone was van daai kant af oorgedra, so bereken die getal elektrone wat van die een balletjie na die ander een oorgegaan het, of bereken die aantal elektrone wat die een bygekry het. Sal presies dieselfde sommetjie wees. Of het dit bygekry, of het dit weggegee. Goed, en dit is jou sommetjies wat jy moet kan doen vir die toets.